Grafiek Q, die soliede lyn, is vir die reaksie van 100 kubieke sentimeter van 'n 0,1 mol per kubieke desimeter soutsuuroplossing met oormaat magnesiumpoeier verkry. Watter grafiek stel die reaksie van 100 kubieke sentimeter van 'n 0,1 mol per kubieke desimeter etanoosuuroplossing met oormaat magnesiumpoeier die waarskynlikste voor? Die korrekte antwoord is C. Terwille van die bespreking, kom ons noem die soutsuur X en die etanoosuur Y. Ons weet eerstens dat die volume van die soutsuur is gelyk aan die volume van die etanoosuur, dis gelyk aan 100 kubieke sentimeter. Verder weet ons dat die konsentrasie van die soutsuur is gelyk aan die konsentrasie van die etanoosuur, 0,1 mol per kubieke desimeter. En gevolglik kan ons aflei dan dat die aantal mol soutsuur gaan gelyk wees aan die aantal mol etanoosuur, want N is gelyk aan C maal met V. Magnesium is in oormaat, so al die suur gaan opgebruik word. En dan 'n laaste punt wat jy net van kennis moet neem, beide soutsuur en etanoosuur is monoproties. Met ander woorde, een soutsuurmolekule gaan een waterstof-ioon lewer en een etanoosuurmolekule gaan een waterstof-ioon lewer. Met ander woorde, of ek nou soutsuur gaan gebruik en of ek etanoosuur gaan gebruik, ek gaan dieselfde hoeveelheid waterstof-ione hê. Met ander woorde, ek gaan dieselfde hoeveelheid mol waterstofgas hê wat gaan vorm. Met ander woorde, daar gaan nie meer gas vorm nie, A is uit, en daar gaan ook nie minder gas vorm nie, D is uit. Die vraag is nou, is dit B of is dit C? En belangrik, etanoosuur is 'n swak suur en 'n swak suur ioniseer gedeeltelik, terwyl soutsuur wat 'n sterk suur is, volledig ioniseer. Etanoosuur het dus 'n laer konsentrasie waterstof-ione in oplossing en dus gaan die reaksietempo laer wees. Die korrekte antwoord is dus C.